Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxydeo Tuinroete. Vriende, goeiedag, baie welkom by Doxydeo Tuinroete se aanlyn boodskap. Ek is Gerard, as ons nog ontmoet het nie, en dis my voorreg om weer vandag saam met jou te kuier, terwyl ons 'n nuwe preekreeks afskop. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer tyd kan saam spandeer uit u woord uit. Dankie vir die Heilige Gees wat in ons woon en werk. Dankie dat ons daai versekering kan hê van u liefde wat in ons werk en ook saam met ons werk. Deur dit wat Jesus gedoen het en dit wat die Heilige Gees ook nou in ons doen. Dankie dat ons mekaar ook in hierdie tyd aan u kan toewy en vra, Here, u wat ons beter ken as wat ons onsself ken. Kom werk in ons vir u wil, vir u koninkryk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So ons skop vandag 'n nuwe preekreeks af wat ons gaan inzoom op verhoudinge. Ons het nog steeds dieselfde tema hierdie hele kwartaal, wanneer liefde werk, maar ons gaan spesifiek inzoom op verhoudinge. En ek wil sommer met die deur in die huis val deur 'n vraag te vra. Wat is jy besig om te oefen in jou verhoudinge? Ek luister in die week na 'n videoetjie wat een van my predikante vriende aangestuur het. Iemand, ek kan nie agterkom of dit 'n Indiër persoon is, die video kwaliteit is nie baie goed nie, maar nou praat hy met hierdie unieke aksent en verskriklik komies vertel hy hoe 'n mens goed raak in dit wat jy oefen. Wat is ek en jy besig om te oefen in ons verhoudinge? Is ek besig om te oefen om krities te wees? As ek oefen om krities te wees, gaan ek baie goed raak in dit. Ek wil almal gaan dink, hier, dis fantasties, en ek gaan al die foute kan uitwys. Mense in my gesin gaan dink, dit gaan eintlik maar basies goed. Ons is 'n gemiddelde goeie gesin, maar ek gaan al die foute kan uitwys. As ek oefen om krities te wees, gaan ek 'n meester kan raak. Ek gaan dit kan bemeester, ek gaan die kuns kan bemeester, en oral waar ek gaan ek al die foute kan uitwys. Hoe sê 1 Korintiërs 13, moenie boekhou van die kwaad nie, wel ek gaan dit kan doen, want ek het dit ingeoefen. As ek oefen om negatief te wees. My maat, as jy oefen om negatief te wees, jy gaan 'n meester raak in dit. Almal om jou kan sien hoe wonderlik dinge is, maar jy kan sien hoekom dit nie goed is. Jy gaan op die strand in Mauritius kan lê met die beste weer, en jy gaan al die redes kan gee hoekom dit wat nou daar is nie goed is nie. As jy oefen om iets te doen, gaan jy goed raak in dit. As jy oefen om ongeduldig te wees in jou verhoudinge, jy gaan baie goed raak. Jy gaan regtig 'n meester raak in ongeduld. As jy as mense dinge doen en miskien 'n rukkie vat om iets te doen, dan gaan jy gaan nog voordat hulle begin om iets te doen al ongeduldig wees, want jy's nou 'n meester. Jy het dit geoefen. Jy het die kuns vermaak. Daar gaan 3 mense in die ry staan en jy gaan ongeduldig wees, want jy het dit ingeoefen. Die punt wat die persoon maak is dit wat ons inoefen is waarin ons goed raak. En ons kan inoefen allerhande dinge wat eintlik 'n geweldige negatiewe impak op ons verhouding het. Hoekom dan nie eerder dinge inoefen wat goed is vir ons verhoudinge nie? Hoekom nie eerder daardie kuns bemeester nie? Die kuns en daar's baie dinge waaroor ons kan gesels, en in hierdie reeks gaan ons praat oor enkele aspekte, beginsels wat ek en jy kan inoefen. Dinge wat ons kan inoefen wat eintlik saamgevat word met hierdie groot woord, liefde. Hoekom nie eerder liefdesdinge inoefen en dit bemeester? Want dit gaan 'n positiewe impak op
al jou en my verhoudinge hê. Nou natuurlik, onthou ons vorige reeks, ons het hieroor gesels, wanneer ons praat van liefde, die liefde van God wat nou werk, wanneer liefde werk, ook in ons verhoudinge, dan praat ons oor die Heilige Gees, wat ons nou sy vennote gemaak het. Hy werk saam met ons, sodat ons kan groei in die liefde van Christus. En daar's een skrifgedeelte wat dit baie duidelik maak, dat daar 'n direkte verband is tussen die vervulling met die Heilige Gees en ons verhoudinge. Ek lees saam met jou uit Efesiërs 5 van vers 18 af, 'n baie bekende opdrag, word vervul deur die Gees. Nou wat ek nie geweet het, wat ek nou die laaste 2 weke geleer het, en dit kan nou miskien 'n bietjie klink soos 'n taalles hierdie, want dit is. Want as 'n mens die taalkonstruksie verstaan, die sinskonstruksie, dan verstaan jy hoe hierdie sinne eintlik aan mekaar gebind is. Jy het 'n primêre opdrag, 'n imperatief, word vervul deur die Gees. En dan het jy wat ons in Engels noem participles, deelwoorde, 3 van hulle. 3 in Engels vertaal dit mooi, dis woorde wat eindig met ing, speaking, giving thanks, submitting. Met ander woorde, hierdie 3 stellings wat hier gemaak word, in deelwoordvorm, participle vorm, is die hoe van die primêre opdrag. Hoe word ons vervul met die Heilige Gees? In Afrikaans word dit so vertaal, word vervul deur die Gees terwyl julle, dis hoe ons daai Engelse woorde mos vertaal, speaking, terwyl julle onder mekaar psalms, lofsange, geestelike liedere laat opklink, ja, van harte tot eer van die Here besing en psalms sing. En, dan moet nou staan, terwyl julle God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. So om die Gees vervul te word, is 'n opdrag, is iets waaraan ons saamwerk met die Heilige Gees. En ons doen dit deur die woord wat in woord en in lied ryklik onder ons woon. Ons almal het dit al beleef, hoe deur saam die Here te aanbid en na die woord te luister en die woord na hom toe terug te bring in aanbidding, hoe dit ons opbou, hoe dit ons bewus maak van die Heilige Gees wat reeds in ons woon en wie ons nou bekragtig. En terwyl julle God die Vader vir alles dank. Jy weet, ek weet die impak, die krag wat dankbaarheid en dankbetuiging, gratitude, om dit deel te maak van 'n mens se lewe. Dit vul jou. Paulus sê, dis deur die Gees wat jy gevul word. Ongelukkig vriende, hierdie derde Engelse woordjie word in die Afrikaans 'n aparte versie gemaak en dit word gekoppel aan die verse wat daarna kom in plaas van in die eerste plek aan die opdrag. Word vervul deur die Heilige Gees, so daar kan net sowel staan, terwyl julle, en dan die versie soos ons hom het, wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. Hier is iets wat ek en jy saam met die Heilige Gees kan oefen, en dis hoe ons vervul word met die Heilige Gees. Iets wat ons kan oefen in verhoudinge, om saam met die Gees te werk, in enige verhouding, in 'n huweliksverhouding, in 'n ouer teenoor hulle kinders, of kinders teenoor hulle ouers, in 'n werksomgewing teenoor jou kollegas, in 'n gemeente, in jou vriendekring, kan jy hierdie ding oefen, en dit gaan 'n samewerking met die Heilige Gees wees. Submitting yourselves. In die eerste plek is dit vir my so bemoedigend om daaraan te dink, dat die Heilige Gees my en jou so sy vennote gemaak het, dat ons verhoudinge nou vir hom belangrik is. Hy wil ons juis bekragtig, hy wil ons vul, juis in ons verhoudinge. En ons kan saam met hom werk deur hierdie ding in te oefen. Submitting. Om aan mekaar onderdanig te wees uit respek vir Christus. Dit behoort ons al klaar aan te moedig. Natuurlik is die teenoorgestelde ook waar. As ons nie die Heilige Gees sien as
Hy maak ons deel van sy vennootskap in ons verhoudinge nie. Met ander woorde, as ons nie saam met die Heilige Gees wil werk in ons verhouding nie, gaan ons sy werk juis beperk. En verhoudinge maak die grootste deel van ons lewe uit. Ons gaan en ons kan in die grootste deel van ons lewe nie die vervulling met die Heilige Gees sien en uit die krag van dit uitlewe, omdat ons nie besef dat die Gees juis in ons verhoudinge saam met ons wil werk, wanneer liefde werk. En hier is dan die oefening wat ek en jy saam met die Heilige Gees kan doen. Wees aan mekaar onderdanig, uit respek, ontzag vir Christus. Die beginpunt is nie uit respek vir mekaar, uit respek vir Christus. Hier is baie belangrik, vriende, baie belangrik, uit respek vir Christus. In Filippense 2 verduidelik Paulus dit, hy brei dit eintlik uit hierdie gedagte. Maak my blydskap volkome, die eensgesind te wees, een in liefde, een van gees, een in denke. Beteken dit nou ons moet almal dieselfde dink, almal dieselfde opinie? Nee, ons gaan altyd verskil. Wat is die een van denke? Deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag as homself. Laat dan die gesindheid, letterlik is dit die manier van dink, wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. In die Grieks is dit 'n idioom. 'n idioom wat gebruik word om te sê mens gebruik iets vir jou eie voordeel. Die NIV vertaal dit mooi. He did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Hierdie manier van dink moet in julle wees wat ook in Christus was. Christus het sy godheid nie gebruik vir sy eie voordeel nie. Wat het hy gedoen? Die gedig gaan verder. Hy het die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Dis die manier van dink wat in Christus is. En die Heilige Gees wil my en jou nou help om daai manier van dink in te oefen in ons verhoudinge. Ek gebruik nie enige iets net vir my eie voordeel nie. Ek dink aan ander. Uit respek vir Christus. Wat beteken dit uit respek vir Christus? Uit ontzag vir Christus. Die Heilige Gees herinner ons, deur die sing, deur die woord, deur gemeente wees, herinner hy ons oor en oor. Dis deel van hoe ons gevul word met die Heilige Gees, oor en oor, dat God nie sy godheid gebruik het om dinge te demand van mense wat hy wil hê nie, maar dat hy sy godheid gebruik het om homself te kom gee. En uit respek, dankbaarheid, ontzag vir wat God in Christus gedoen het. Vir my oefen ek 'n nuwe ingesteldheid, 'n nuwe manier van lewe in my verhoudinge. Hoe kan ek uit dankbaarheid vir wat Christus vir my gedoen het, jou dien? Jou drome help in vervulling gaan. Baie keer gebruik die Bybel die woordjie nederigheid en dit is die essens van dit. Nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie. Glad nie. Hierdie gedig en dit wat Paulus hier stel rondom ons moet ander hoër ag as onsself, is glad nie 'n statusstelling nie. Ons is in elk geval gelyk voor Christus. Dis nie 'n statusstelling nie. Nederigheid is om minder aan myself te dink en meer aan ander.
Wat is hulle behoeftes? Wat is hulle drome? In jou huwelik, in jou vriendskappe. Vriendskappe is sulke belangrike verhoudinge. Baie keer dink ons, lyk dit vir my, vriendskappe moet net van self gebeur. Ek het per toeval die ou geontmoet en per toeval het ons nou vriende geword en dit is nou baie lekker. En as dit nou nie meer lekker is nie, dan is dit nou nie meer lekker nie en dan is dit ook sommer klaar en verby. Om intentioneel in jou kosbare verhoudinge, soos jou huwelik, soos jou verhouding met jou kinders of jou ouers, soos jou verhouding met jou vriende, in werksomstandighede, in die gemeente, om 'n intentionele inoefening van hierdie ingesteldheid te doen saam met die Heilige Gees. Hoe kan ek jou dien? Vriende, ek hoor hoe baie mense praat van Christelike huwelike of Christelike skole of dis 'n Christelike besigheid. Kom ons sê gou mooi vir mekaar. 'n Christelike huwelik is nie twee Christene wat getroud is nie. 'n Christelike besigheid is nie 'n Christene wat saamwerk nie. Christelik kom van Christ-like af. Dis die punt wat Paulus hier maak. Hierdie gesindheid wat in Christus is, wat homself kom gee het vir ons. Nie sy godheid gebruik het vir sy eie voordeel nie, maar vir ons voordeel. Daai manier van dink, die Heilige Gees wil my en jou nou in vennootskap help om dit in te oefen in ons verhoudinge. En ons doen dit uit dankbaarheid, respek, ontzag vir Christus, God, wat ons kom dien het, deur sy lewe te gee. En 'n Christelike huwelik, skool, besigheid, 'n Christelike kerk, dis wat dit is. Dis waar die partye wat daar is, hierdie strewe het. Ons sien hierdie waarheid oor en oor en oor in die Nuwe Testament. Romeine 12 vers 10, laat dit amper soos 'n kompetisie klink. Gaan mekaar voor in eerbetoning. Julle moet 'n resie sê, en die een moet kyk of hy die ander een kan wen, om eer te betoon, om te vra, omdat Christus my gedien het, hoe kan ek jou dien? Wat is jou droom? Wat is jou ideaal? Wat is jou begeertes? Die Message parafraseer het nogal baie treffend. Be good friends who love deeply. Practice playing second fiddle. Nou ek ken nie klassieke musiek, ek geniet dit. Nie swaar nie, en nie baie nie, maar ek kan nogal na dit luister en dit regtig waardeer en geniet. Maar ek weet baie min van dit. So ek het nou vir ChatGPT gevra, die second fiddle, hoe werk dit? Wat is dit? En in Afrikaans skryf ChatGPT, dis nie om minder belangrik te wees nie, maar doelbewus ondersteunend. Ingestel op harmonie, eerder as op die aandag. Bereid om nie altyd die hoofmelodie te speel nie. Die eerste viool kry dikwels die aandag, maar sonder die tweede viool val die volheid van die klank weg, is daar nie balans nie, verloor die musiek sy rykdom. Met ander woorde, grootheid lê nie daarin om eerste te wees nie, maar om die geheel mooier te maak. Dis mooi, né? 'n Mens kry amper 'n prentjie van simfonie en die grootheid wat meer is as net die enkele instrumente. Daar word 'n groot klank oorgedra, omdat elkeen sy plek vul. En daarvoor is daar 'n ingesteldheid nodig van, ons hoef nie almal altyd eerste te wees nie. Vriende, hierdie beginsel in jou huwelik, dit kan nuwe dinamika oopsluit. In 'n verhouding wat miskien gestagneer het, kan as julle hierdie beginsel toepas, hoe kan ek tweede viool speel? Hoe kan ek jou eerste, jou vooropstel?
Dit kan in 'n ouer-kind verhouding. Dit kan nuwe dinamika bring. Teen ons kultuur kan dit dinge bring wat so 'n mooi klank voortklink. Waar kinders sê, hoe kan ek? Waar ouers sê, hoe kan ek? Jy's eerste viool. Ek wil jou ondersteun. Ek wil jou klank in die lewe. Jou stem mooier maak, voller maak. Jy moet gehoor word. Hierdie is so 'n praktiese ding wat alle verhoudinge in jou lewe kan verryk. En ek dink die punt wat ons dan nou hier in die eerste boodskap van hierdie verhoudingsreeks wil maak is, dit is waarmee die Heilige Gees jou juis wil help. Practice. Dis 'n oefening. Met ander woorde, dit gaan nie van self gebeur nie. Jy gaan dit nie die eerste keer reg kry nie. Jy gaan dit soms verkeerd kry. Die Heilige Gees stel nie belang in perfeksie nie. Hy stel belang in oefening. En hy wil my en jou help, want hy gaan ons groei. Hy wil ons help om ons oë oop te maak. Vra hom dan. Vertrou hom. Jy is sy vernoot. Hy het jou sy vernoot gemaak. Vra hom om jou te help, om jou oë oop te maak. Waar is daar geleenthede waar jy die tweede viool kan speel? In jou verhoudinge, in jou vriendskappe en natuurlik ook in ons gemeente. Ek vra met ander woorde, nie hoe kan ek wen nie, maar hoe kan ek jou laat wen? Hoe kan jy floreer? En die punt wat Paulus natuurlik hier maak oor en oor aan mekaar maak hy die punt, doen dit aan mekaar. Ek bedoel aan mekaar, wederzijds. In 'n omgewing, in 'n huwelik, in 'n gesin, ouers en kinders met mekaar, ouers met mekaar, in 'n vriendekring, in 'n gemeente, in 'n werksopset, waar dit wederzijds is. Dis 'n Christen huwelik, 'n Christen besigheid, waar hierdie, omdat ons almal uit respek vir Christus, omdat ons almal aan die ontvangkant gestaan het van God se diensbaarheid aan ons, en ons besef hy is nou nog steeds diensbaar, die Heilige Gees kom en hy wil ons help, uit respek vir Christus. Hoe kan ek jou dien? Hoe kan ek jou laat blom, jou laat floreer? Wanneer almal daai ingesteldheid het, dan gebeur daar iets wonderliks. Daar word klanke gebore in so 'n gesin, wat groter is as net die individue. Waar twee mense, of meer mense, ontdek hierdie kuns, en dit inoefen, want dit kom nie van self nie. En dit inoefen, ontdek hulle dat God bring harmonie. Vandag is Moedersdag, en as ek nou moet dink aan moeders in die algemeen, en die uitsondering bevestig eintlik die reël, is dit iets wat ons by ons ma sien, van swangerskap af. Practice playing second fiddle. Vandag wil ons ma's eer, vir elke keer, wat hulle behoeftes en begeertes 'n bietjie op die agtergrond geskuif het, sodat kinders kan floreer, sodat 'n huishouding kan floreer. En mag ons leer uit die voorbeeld wat hulle vir ons gestel het. Dis die pad wat die Heilige Gees saam met my en jou wil stap. En dit alles begin by ontzag vir Christus. Omdat hy gekies het om nie sy godheid vir sy eie voordeel te gebruik het nie, maar sy godheid te gebruik om my te kom dien. Kies ek ook nou. En die Heilige Gees wil my en jou help om dit elke dag te kies. Ek gaan 'n nuwe manier van in my verhoudinge werk. Ek gaan dit inoefen. En onthou daai storie waarmee ek begin het. Dit wat jy inoefen, is waarin jy gaan goed raak.
Jy kan natuurlik die ander pad kies. Jy kan. God gaan ons nie dwing nie. As jy nie in Jesus glo nie, is jy vry. Vry in aanhalingstekens, jy is eintlik nie vry nie, maar jy kan kies. Jy word nie geroep om hierdie manier van lewe te kies nie. As jy in Jesus glo, jy het 'n keuse. Maar dis die pad van die vervulling met die Gees. Jy kan kies om die Gees te beperk, of jy kan kies om 'n lewe te hê waar die Gees jou bemagtig en vul hier van binne af. En die kuns van daai lewe lê ook in onderdanigheid om dit in te oefen. Dink 'n bietjie, wat kry ons as ons die ander pad kies? Ons gaan baie goed raak in dit. Baie goed raak as ek myself inoefen om altyd my sin te kry. Ek kan goed raak in dit, hoor. Ek kan 'n boebaas sinkruier word. Maar wat gaan ek hê? Ek gaan nie die lewe ken van vervulling met die Heilige Gees nie. Ek gaan dit beperk, die Heilige Gees selfs beperk in my lewe. Jakobus beskryf dit nogal skokkend. As jy die pad kies om jouself in te oefen, om altyd jou sin te kry. Hier's wat Jakobus skryf. Waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes, wat gedurig binne in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie, en wil dan moord pleeg. Nou ek dink nou nie, daar was moordenaars in die gemeente nie. Ek dink nie Jakobus skryf dit om nou te keer dat volgelinge van Jesus mense doodmaak nie. Ek dink hy gebruik daai stelling, maar soos wat ons ook baie keer praat, nê? Kinders wat sê, my ma gaan my doodmaak as hulle hierdie punte sien. Of mans wat sê, as my vrou hiervan uit, vrouens wat sê, as my man hiervan uit, hy gaan my doodmaak. Ons oordryf mos maar so. Hy het my dood gepraat. Iemand het nie 'n ambulans gebel toe hy begin praat nie. Nee, ons praat maar so. Ons oordryf is metafoor en ons oordryf om 'n punt te maak. En Jakobus maak 'n geweldige punt hier. En jy kan maar 'n bietjie gaan kyk. Jakobus is soos die Spreuke van die Nuwe Testament. Jy kan dit maar gaan toets, hoor. Jy kan dit gaan toets deur self die pad te kies, of jy kan net kyk na die wêreld waarin jy lewe. As jy 'n pad kies waar jy inoefen om altyd jou sin te kry, waarmee gaan jy sit? Jy gaan sit met verhoudings wat besig is om dood te gaan. Te sterf. Hoeveel verhoudings het nie al gesneuwel? Huwelike, ouer kinders, vriendskappe, kollegaskappe, in gemeentes, hoeveel verhoudinge het nie al gesneuwel, is vermoor, omdat mense nie geleer het om tweede viool te speel nie. Omdat mense ingeoefen geraak het om hulle eie sin te kry. En die ergste van alles is, ek dink ons sal nog met Jakobus stry ook. Nee, sien dat ek my sin wil hê nie. Ek het gewerk hiervoor. Ek verdien dit. Ek is al 10 jaar in hierdie posisie, ek het my beste gegee, en nou word iemand anders bevorder. Ek is kwaad, want ek verdien dit. Maar grawe 'n bietjie deur. Waar kom die kwaad vandaan? Grawe 'n bietjie. En jy gaan sien, Jakobus is reg. Grawe maar 'n bietjie dieper. Jy kry nie wat jy wil hê nie. Natuurlik, jy voel jy verdien dit. Dis regverdig, dis net regverdig. Dis wat hulle beloof het, dis wat hy beloof het, dis wat sy beloof het. Dis mos wat ouers veronderstel is om te doen, dis mos wat kinders veronderstel is om te doen. Dis mos wat 'n vriend is. Nou kry ek dit nie. Dis mos nie reg nie, dis hoekom ek kwaad is. Maar grawe maar 'n bietjie dieper. En vriende, ek sê vir jou, 95% van die tyd is rusies en verhoudings wat sneuwel die gevolg van mense wat ingeoefen is om hulle eie sin te kry en nie ingeoefen is om te kry dit wat Paulus skryf.
gaan mekaar voor in eerbetoning. En vra in daai oomblikke, vra eintlik voor daai oomblikke, vra dat die Heilige Gees jou oë oopmaak. Daar's nou vennootskap tussen jou. Vra hom om jou te help om te sien, wanneer gaan dit nou net oor jy wat nie kry wat jy wil hê nie. En ons kan daai baie verdoesel. Ons kan sê ja, maar dis eintlik ek wat die beste vir my kinders wil hê. Ek wil eintlik die beste vir my vrou, ek wil eintlik die beste vir my man. Ek wil eintlik net die beste vir ons besigheid hê. Maar gaan grawe maar 'n bietjie dieper. So jy kry nie wat jy wil hê nie. En dis waarvandaan baie van die risies en die stryd en selfs die dood in verhoudinge vandaan kom. Teenoor dit word ons opgeroep om Jesus te volg, uit respek vir hom. Hoe kan ek jou dien? En in daai oomblikke wat die Heilige Gees jou help om bewus te raak, miskien wil jy dit waag, ek wil nou nie dit sê nie, maar miskien wil jy dit waag om in daai oomblik te sê, by die werk of in jou huwelik of vir jou ouers. Ek wil jou ouers gaan van hulle stoele afval, maar as jy nou so kwaad is om vir hulle dan te sê, luister, weet julle hoekom is ek nou so kwaad? Want ek kry nie wat ek wil hê nie. Miskien wil jy waag om dit te sê, dit gaan wees soos om jou voet op die water te sit. Jy weet nie wat gaan gebeur nie, want dis nie die norm nie. Wanneer ons beklei, is dit nie die norm om te sê, luister, ek is nou kwaad want ek kry nie wat ek wil hê nie. Ek kry dit nie. Maar al kan jy dit nie hardop sê nie. Jakobus het gesê ons moet mekaar ons sonde bely. So miskien kan jy dit doen, maar al kan jy dit nie hardop sê nie. Sê dit dan vir die Here en sê dit vir jouself. Vat verantwoordelikheid. Vat verantwoordelikheid miskien vir jare se inoefen van om jou sin te kry. En kies 'n nuwe pad. Die pad van vervulling met die Gees. Die pad van uit respek vir Christus. Hoe kan ek jou dien? En vriende, in jou huwelik, in jou verhouding met jou kinders of jou ouers, in jou werksomgewings, in enige plek, kan dit kan wonderlike dieptes en intimiteit, in vervulling. Onthou jy daai Harvard-studie, 85 jaar lank word die studie nou al gedoen, 'n langste studie ooit oor die geluk van mense, die geluk wat mense het, is direk gekoppel aan die diepte van hulle koneksies met ander mense. Dit kan regtig jou lewe so verryk in al jou verhoudinge. Maar ons moet ook die volgende vir mekaar sê. Al hierdie opdragte is geskryf vir die gemeente. Eintlik in gemeente begin ons nie by verhoudinge. In 'n gemeente begin ons by die waarheid dat ons aan mekaar verbind is. Dis 'n werk van die Gees. Paulus sê, daarom spoor ek julle aan. Ek wat ter wille van die Here 'n gevangene is om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is waardig is. Deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid en met geduld en liefde te verdra en julle daarop toe te lê om die eenheid van wat die Gees bewerk te bewaar deur die band van vrede, een liggaam en een Gees. Ons begin eintlik by 'n ander plek. Daar's 'n nuwe verbond. Ons het mos nou laasweek nagmaal gebruik, baie van die kampusse. Daar's 'n nuwe verbintenis. Die verbintenis tussen ons en God en ons en mekaar is deur die offer van Christus daar gestel. Dis die aard van die nuwe verbond. Diensbaarheid. En ja, in 'n gemeente kan dit diep verhoudinge koester. Dit kan, en ons sien dit oor en oor, mense wat in 'n gemeente inkom en op die ouende beste vriende raak, in groepe, in bedieninge. Dit is so. Maar selfs wanneer daar nog nie verhoudinge is nie, is dit die manier wat ek teenoor ander gelowiges optree. Want ons staan in verbintenis, in 'n verbondsverhouding. Ons is klaar daar.
deur die Heilige Gees. Die verbintenis is klaar daar. Verhoudinge kan groei, nie met almal nie natuurlik nie, maar daar kan diep verhoudinge, en ons het laas hieroor gesels, waar die maskers kan afkom. Ons moet sulke verhoudinge met ander gelowiges hê. Maar in alle omgewings waar ek saam met van ander gelowiges is dit die ingesteldheid met alle nederigheid. Dis hoe hy die lysie begin, en as Paulus 'n lysie begin, hy kies watter woorde hy eerste sit, hoor. Nederigheid. Baie mense praat van geesvervulde Christene of geesvervulde gemeente of bedieninge. Hier is geesvervuld. Die ingesteldheid van onderdanigheid teenoor ander gelowiges. Dis geesvervuld. En ek en jy, ja, dit gaan ons verhoudings verdiep, dit gaan regtig. Ek wil jou aanmoedig, selfs al ken jy mense wat nie in Jesus glo nie, gee vir hulle hierdie preek, of nie die preekie, man preek hom sommer self. Sê vir hulle, probeer dit 'n bietjie inoefen om iemand anders te eerste te stel. Speel jy tweede viool. Hulle gaan vir jou vra, waar kom jy aan die slimmigheid? En dan so na 'n maand of 2 dan kan jy vir hulle sê, maar laat hulle dit eers doen, dit gaan werk. Dit gaan verhoudinge verbeter. Maar vir ons wat glo, vind dit ons roep. Ons het 'n keuse, ons het altyd 'n keuse, want die Here forceer ons nie. Die Gees forceer ons nie, hy vul ons. Maar eintlik het ons nie 'n keuse nie, want dis wie ons is. Want dis die verbond, die verbintenis tussen God en mekaar is gestel deur die offer van Christus. En as jy kan kies, ek wil nou sê, vriend, ons as gemeente kan nie bekostig dat jy 'n ander ingesteldheid kies nie. Dis hoe ons groei in 'n geesvervulde gemeente in. Met hierdie kwaliteit. Ons speel tweede viool. Ons speel tweede viool. Ek nooi jou uit om hierdie week hieroor te gaan besin en regtig te weet dat jy in die Heilige Gees 'n vernoot het. Wat jou so liefhet, wat so omgee dat hy in alle fasette, ook in jou verhoudinge, wat die grootste deel van jou lewe uitmaak, teenwoordig is reeds. Hy's in jou. Maar hy wil jou vul. En hier is 'n sleutel om in hierdie vervulling deur die Gees te lewe. En so seën ons dan mekaar weer met daai woorde waarmee Paulus die Korintiërs gemeente geseën het. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle. Amen.